Ons bid saam. Hemelse Here Vader, dankie dat ons hier kan wees in U naam. Vader, ek dink baie keer vergeet ons dat ons kerk toe kom om U glorie te gee. Ons kom kerk toe, Here, want een of ander self of vooropgestelde idee. Maar mag ons vandag weer terugkom na die realiteit om te besef, kerk is die samesyn van gelowiges vir die eer en vir die glorie van U. En dit is tog ons doel, hoekom U ons ook geskaap het, is om U hierdie eer en hierdie glorie te gee. En deur hierdie glorie sodat ons 'n verhouding met U kan lewe, 'n lewende verhouding. Vader, hierdie realiteit kan nie ons waarheid word as die Gees dit nie in ons harte kom oopmaak nie. En daarom bid ek dat deur die krag van die Gees hierdie woorde sal lewendig maak in die wat dit hoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Indien jy jou Bybel het, kan jy saam met my oopmaak by Hebreërs 12. Hebreërs 12 vers 28 gaan ek vir ons lees. Hebreërs 12 vers 28 tot 29. Ek sal dit ook vir jou op die bord hê. Ek lees vir ons. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Net tot daar. Verlede week het ons bietjie gesels oor wat beteken die vrees van die Here. En ons gaan bietjie voortbou op daai gedagte. Dit is belangrik dat ons verstaan wat dit beteken, voor ons kan eintlik sien wat se rol speel dit in die gelowige se lewe en hoe dit die gelowige affekteer. So ons het gesê dat die vrees vir die Here, ek dink die woordjie vrees sit baie keer ons onder 'n wanindruk, want dadelik as ons dink aan vrees, dan dink ons aan hardloop, en veg, vlug of vries. Ons dink dat vrees vir die Here beteken om te bewe met angs. Maar dit is nie wat die Bybel vir ons sê wanneer hy ons voorskryf om vrees vir die Here te hê nie. Daar is verseker geleenthede waar die volk en waar mense gebewe het van angs voor die Here. En ek bedoel, as jy aangesig tot aangesig kom met 'n ou spinnekop, ek weet nie of julle onthou nie, dan is dit ook geneig om 'n vrees te ontwaak. Nou verbeel jy kom aangesig tot aangesig met die skepper van die heelal, met al sy majesteit en sy glorie, met al sy krag en sy soewereiniteit. Hy's, soos die Hebreërs sê, hy's 'n verterende vuur. Verbeel jou, ons as nietige mens, soos die Bybel ons beskryf, so klein soos wat ons is, staan voor hierdie glorie van God. En so baie keer sien jy dat mense hierdie reaksie het, wanneer hulle 'n ontmoeting het met God, of selfs wanneer 'n engel kom. Nou as jy bietjie gaan kyk na die beskrywing van 'n engel, sal jy ook so bietjie dalk vrees. Maar baie keer as hulle iemand ontmoet, veral in die Ou Testament, dan gewoonlik is die eerste woorde wat die engel of nou die Here sou sê vir hierdie persone sê, moenie bang wees nie. Dis gewoonlik wat hulle sê. Moenie bang wees nie. Nou die skrif roep ons om nie daai vrees te hê nie. Hierdie slaafse vrees, soos Martin Luther vir ons so uitgewys het. Slaafvrees, 'n vrees wat 'n slaaf het vir sy meester, dat sy meester hom kan onthoof of sy meester hom seermaak. Ons het nie hierdie angswekkende vrees vir die Here nie. Nie meer nie. En ons hoef ook nie. Want ons wil nie wegvlug van hom nie. En die Here wil nie hê jy moet wegvlug van hom nie. Die Here roep ons inteendeel tot 'n verhouding. En vrees, daai bewe vrees, dryf ons juis weg van dit af. Want ons wil onsself beskerm. Maar die Here roep ons wel, deur sy woord, roep hy ons tot 'n heilige vrees. Hy praat van 'n eerbiedige vrees, 'n vrees wat eer in jou wek, om te sê, sjoe, kyk die glorie. Die Afrikaans praat van ontzag. Jy het hierdie ontzagwekkende, hierdie hoë gedagtes oor God, heilige gedagtes, groot gedagtes. Die skrif roep jou op om dit te hê teenoor die Here. En dit is 'n reaksie van wat 'n gelowige moet hê wanneer hy werklik die Here aanbid. So vanoggend, dit is nou wat dit is. Dit is wat ons nou verlede week bietjie bespreek het. So vanoggend wil ek by ons 'n bietjie daarop bou. En miskien as jy nog nie mooi verstaan wat die vrees vir die Here is nie, wil ek jou uitnooi om asseblief te gaan kyk na verlede week se opname wat op YouTube is, op Facebook.
Maar vanoggend wil ek bietjie die volgende vraag vra. Ons weet nou wat is die vrees van die Here? So ek wil nou die vraag vra, waarom is die vrees van die Here nodig? So nou kan jy sê, okay, dis fantasties. Maar hoekom? Of so wat? Nee. So wat? Waarom is dit nodig vir die gelowige om die Here te vrees? Nou ons gedeelte, soos ek sê, is Hebreërs 12 en ek wil ook net sê, sommer so in die begin, dat Hebreërs 12 is nie 'n hoofstuk wat leer noodwendig oor die vrees van die Here nie. Dit sit nie die vrees van die Here volledig uit nie. Maar dit gee ons wel 'n bietjie insig oor wat dit beteken en wat die rol van die vrees van die Here is. So ek wil net hê jy moet dit weet. So dis nie 'n hoofstuk wat noodwendig net handel oor die vrees van die Here nie, maar dit maak melding van die vrees van die Here en is daai melding wat ek vandag met julle wil bespreek. So dit is my vertrekpunt van dit. So die Hebreërs skrywer, as jy die verlede week sal onthou, het twee berge met mekaar vergelyk. Hy het die berg Sion vergelyk met die berg Sinai, nee, Sion en Sinai. En op die berge het hy gesê dat die Israeliete het by Sinai aangekom. Sinai was die donker berg met weerlig, met stormwinde, 'n verterende vuur. Niemand mag by die berg opkom nie. Dit het daai angs gewek in die Israeliete. Hulle was angstig. Selfs Moses het gesidder, sê die woord. Hy was bang. En toe sê die skrywer in Hebreërs 12, hy sê, "Wel, julle het nie aangekom by Sinai nie. Ons is nie meer by daai vrees nie. Ons is nou by Sion. Sion word beskryf as hierdie genadeberg, 'n hemelse Jerusalem, 'n berg van vrede. En omdat ons nou Jesus Christus het as ons middelaar, is ons nie by Sinai nie, maar ons is by Sion. Ons is by Sion. En nou sou 'n mens verwag dat die skrywer sê, omdat julle nou by Sion is, hoef julle nie meer met ontzag voor God te staan nie, of meer met vrees voor God te staan nie. Maar hy sê eintlik die teenoorgestelde. Hy sê die God wat by Sinai is, by die nuwe Jerusalem, by die vredevolle plek, is dieselfde God wat by Sion ook was. En ons het verlede week gesê, God het nie verander nie, ons posisie het verander. En dit is belangrik om te weet, want die moderne kerk verkoop 'n ander God, nee. Hulle verkoop 'n God wat partydig is in sy karakterseienskap. Hy's net genade of hy's net liefde en dan sekere heiligheid of die vrees vir die Here sal hulle nie oor verkondig nie. Maar dit is dieselfde God en die skrywer maak seker dat ons verstaan dit is dieselfde God en dit is hoekom hy ook die hoofstuk afsluit met God is 'n verterende vuur. God het nie verander nie. En hoe dieper ons verstaan wat God eintlik gedoen het en dat dit dieselfde God is, dan dink ek hoe dieper sal ons God kan eer. Ons sal dieper God kan eer, ons sal meer ontzag vir hom kan hê, meer vrees vir hom kan hê. Want as jy gaan kyk na hoofstuk 12 het die skrywer hy het hierdie mooi lyn geskets. Hy het gesê Sinai, julle is nie by Sinai nie, julle is by Sion. Hoekom is julle by Sion? Hy sê want daar is 'n middelaar. Jesus Christus is die middelaar. Jesus het jou weggevat by Sinai, hy sit jou by Sion op grond van hierdie middelaar. En daarom, omdat jy by Jesus is en omdat Jesus jou voor God se heiligheid sit, kan jy nie anders as om God te aanbid nie. En hy sê, hoe moet jy God aanbid? Met eer en met vrees. Dis hoe jy God aanbid. Hoekom moet jy hom so aanbid? Want God is nog steeds 'n verterende vuur. Dis die argument wat hy maak deur Hebreërs 12. Jy kry 'n koninkryk deur Jesus en omdat jy hierdie wonderlike koninkryk, 'n onwankelbare koninkryk kry, kan jy nie anders as om te aanbid nie. Jy kan nie. Dit los jou in aanbidding. En mag ek hierso sê, dat indien jy dink Christendom, ek is 'n Christen en Jesus het vir my gesterf aan die kruis en ek is vrygespreek. As daai gedagte nog nie aanbidding by jou gekweek het nie, dan verstaan ons een van twee nie. Ons verstaan nie hoe groot ons sonde is nie en ons verstaan nie hoe duur die prys was nie. As die kruis jou nie los in aanbidding en verwondering nie, dan verstaan jy nie hoe duur die kruis was nie. Jy verstaan dit nie. Die Hebreëse skrywer wil seker maak ons verstaan hoe groot die kruis was. En dit is ook hoekom hy begin by genade en nie by vrees nie. Hy begin by genade en nie by vrees nie. Dis hoe ons vers 28 begin. Hy sê, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het. Vers 28 begin en hy sê, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons aanbid. Dis wat hy sê. Hoekom aanbid jy? Omdat jy 'n onwankelbare koninkryk ontvang het.
Nou let op die woordjie ontvang. Ontvang beteken ons het dit nie verdien nie. Nie omdat jy vir 'n koninkryk gewerk het nie. Nie omdat jy 'n koninkryk verdien nie. Nee, jy het 'n koninkryk ontvang. Iets ontvang wat jy nie verdien nie. Jy het dit nie opgebou nie. Dit is uit genade gegee. Nou het jy die koninkryk. En omdat jy dit ontvang het, dryf dit jou tot aanbidding. Want dis eintlik die gedagte. Wat verdien ons as mens? Ons verdien die dood. Die prys vir sonde is die dood. Maar ons kry nie die dood nie, ons kry Christus. En wat kry Christus? Christus kry ons dood. En wat kry ons vanaf Christus? Sy lewe. Dis die konsep wat hy skets. Iets wat jy verdien het, kry jy nie. En iets wat iemand nie verdien het nie, kry hy. En dit los jou in dankbaarheid. En inteendeel in aanbidding. En daai werklikheid, as dit in ons harte insink, dan dink ek gebeur iets besonders. Ek dink iets gebeur besonders. John Bunyan, hy het die pelgrimse reistog geskryf, Pilgrim's Progress, maar hy skryf in 'n ander boek oor die vrees van die Here. Hy noem hierdie, wanneer ons besef dat hoe duur die prys is, maar ook hoe sondig ons is. Hy praat van 'n blessed confusion, dis wat hy dit noem. Dit klink al vreemd om dit te sê, jy is geseënd, 'n geseënde verwarring. Hy sê, wanneer jy regtig na die kruis kyk, gebeur twee dinge. As jy regtig na die kruis kyk en jy verstaan dit, as jy twee goed gebeur terselfdertyd. Die eerste ding wat besef is, jy sê, ja, daar hang Jesus Christus, die Seun van God, die vleklose lam, en dit is eintlik my plek. Dit maak jou besef hoe skuldig jy is. Dis die eerste ding wat gebeur. Jy besef jou eie skuld. Jy besef uiteindelik wat moes betaal word sodat jy net kan vrykom. En dan die tweede ding wat besef is, wanneer jy na die kruis kyk, dan sê jy, sjoe, maar daar hang Jesus Christus, die vleklose lam, die Seun van God, en hy hang daar omdat hy so gekies het om daar te hang. Christus het gekies, hoor. Dit was 'n vrywillige offer. En dit laat 'n ou ongelooflik in dankbaarheid. Sien jy die blessed confusion, twee goed gebeur. Jy besef jou skuld, want daar hang Jesus. Maar jy besef ook jou vrymaking, want dit was vrywillig wat hy daar hang. So dit skets hierdie verwarring in 'n ou, maar terselfdertyd, dit laat jou treur oor jou sonde, maar dit laat jou jubel oor jou verlosser. Jy bekeer jou en jy verwonder jou terselfdertyd. Dit is wat die kruis doen. Ek dink 'n mooi voorbeeld om dit uit te beeld. As julle onthou die gelykenis van die verlore seun, waar die seun sy erfgeld gevat het en toe gaan hy mos en hy gaan spandeer alles op drank en prostituie en hy gaan toe na die varke toe en hy is mos daar by die varkskimmels en toe sê hy, waarna toe kan ek gaan? Miskien kan ek na my pa se huis toe gaan, want dan kan ek maar as 'n slaaf gaan werk. Die laagste posisie. En toe kom die seun aan en toe sy pa daar buite. En die seun het ongelooflike skuld gevoel. Natuurlik. Hy het sy erfporsie, sy pa teleurgestel. Hy het volhard in sonde, hy het die slegte goed gedoen. So hy het hierdie ongelooflike skuld gevoel. Maar die vader kom na hom toe gehardloop en die vader kleed hom en sit ringe om sy vingers en sê, my seun, welkom. Sien jy, so die seun voel die skuld, maar hy voel ook die verligting. Die blessed confusion. In die week, toe vra Kirsten my, hoekom moes Jesus sterf vir ons sonde? So wat hy my vra. Hy vra, hoekom moes hy sterf vir ons sonde? Soos hoekom kon dit nie 'n ander straf gewees het nie? Ek sê soos wat? Hy sê soos sonder kos vir 'n dag. Ja, kon hy nie net sonder kos gegaan het vir 'n dag en is voldoende nie. En natuurlik nie. Hoekom dood? Want dit wys ons presies hierdie blessed confusion. Eerstens, dit wys vir ons dat God nie sonde ligtelik opneem nie. Hy neem nie sonde ligtelik op nie. En die prys vir sonde is die dood. Maar terselfdertyd wys dit ook vir ons dat Christus selfs daai dierprys sou betaal het vir my en jou. So dit los jou in verwondering, maar dit los jou ook om te besef hoe duur dit was. En dit is wat Hebreërs 12 doen. Die skrif laat ons nie toe om die troos en die gemak van God te hê sonder die gewig van God nie.
Ek wil hê ons moet dit verstaan. Die skrif, die Bybel laat ons nie toe om die troos en die gemak van God te hê sonder die gewig van God nie. Jy kan nie God se genade kry sonder dat jy besef is wat God se heiligheid is nie. Jy kan nie die dood van Christus kry, die genade van Christus sonder dat jy besef dat God absoluut sonde haat nie. Die skrif laat jou nie toe om die troos en die gemak van God te hê sonder die gewig van God nie. En Hebreërs 12 spesifiek laat die kerk nie toe om die genade van die Here te hê sonder die vrees van die Here nie. Jy gaan nie genade hê van die Here as jy nie besef hoe ernstig God sonde opneem nie. Want ons dink erns verkondig hulle dat as God so genadig is en hy gee vir jou die genade, dan dink ons hy is okay met sonde. Hy was nog nooit okay met sonde nie. Hy verpes dit. Sonde kan nie in sy teenwoordigheid nie. As God dit kon verdra, of as hy dit net kon aanneem, as dit vir hom okay was, sou die sterwe van Christus in elk geval niks beteken het nie. Dit is juis omdat God heilig is, dit is juis omdat hy groot is, dit is juis omdat hy absoluut suiwer en goed is, dat hy nie sonde kan verdra nie. En dit laat my besef dat sonde eintlik groter is as wat ek dink. Maar terselfdertyd laat dit my ook besef hoe groot die prys is. Die prys van Christus. Hoe groter ons dink oor God, hoe kosbaarder word die kruis. En hoe kosbaarder die kruis word, hoe meer waardevol raak Christus. En hoe meer waardevol Christus raak, hoe meer sing ons God se glorie en sy heiligheid. En dis waarna die skrywer ons verwys. Hy lei ons. Hy sê vir ons, jy het 'n koninkryk ontvang. Ons het hierdie koninkryk ontvang. Maar nie verniet nie, daar was 'n prys. En die prys hoef ons nie te betaal het nie. So in 'n mate verniet, maar in 'n mate nie. En daardie dankbaarheid, om dit te besef, die grootte van sonde, die grootte van God se heiligheid, en die grootte van die prys, daai blessed confusion, om dit te besef, los die gelowige in aanbidding. Het jy al so gevoel? Baie keer, as ek dalk buite sou stap, en ek sal bid, of my oë ophef na die hemelruim, en na die sterre, en dan dink ek by myself net, aan hierdie offer, hierdie versoeningsoffer, en dan dink ek veral oor my foute, wat ek die laaste paar weke gemaak het, of dalk moet ek sê, my laaste paar foute, wat ek die laaste uur gemaak het, en dan kyk ek op, en dan sê ek, Here, hoe is dit moontlik, dat U U seun vir my moes stuur? Ek verdien dit nie. Inteendeel, Here, dit voel of ek konstant U misluk. Ek wil, Here, ek wil 'n beelddraer wees van Christus. Ek wil mooi dink, mooi praat, mooi handel. Ek wil U verheerlik in my gedrag en in my woorde en in my denke. Here, maar ek kry dit nie eers een dag van my lewe reg nie. Ek worstel. En dan kyk ek op en sê ek, hoekom, Here? 'n niks werd wurm voel ek. En dan in dieselfde asem, dan is dit asof die Gees my herinner van die bekende woorde. My genade is vir jou genoeg. Ek voel ek val so ver kort, maar terselfdertyd, daar waar ek kort val, kom Christus en hy tel my op en hy sê, jy val kort, maar ek val nie kort nie. En dan staan ek daar en dan sê ek, Here, wow. Dan voel ek soos 'n verlore seun, 'n wegloopkind, maar weer in die Vaderhuis. Dis wat ons sing. 'n verlore seun, 'n wegloopkind, maar weer in die Vaderhuis. Dit los my in verwondering. Die kruis los my in verwondering. En dit moet. Dit los my in aanbidding. En dit is wat Hebreërs 12 sê. Hy sê, as jy die kruis besef, as jy die koninkryk besef, as jy die middelaar besef, as jy besef waar Sinaï was en waar jy was, en waar Sion is en waar jy nou is, en as jy besef Christus was tussen hierdie twee, en Christus het jou daar kom haal, en Christus het jou hier kom sit, dan sê jy net, dankie Here. Wow. Dankie Here. En ek glo wanneer ons so na God kyk, dan besef ons sy heiligheid, ons besef sy grootheid, en ons wil hom aanbid, maar ons besef ook, ons durf nie na God toe kom ligtelik, met ons denke nie, met ons woorde nie. Met ligtelik bedoel ek, asof hy ons net ons vriend is, of as hy maar net 'n ou buurman is, of net maar 'n ou daar in die hemel. Ek praat van ons kom met hom, met absolute respek. Ons hoogag hom, ons dink groot gedagtes van God. En dit is wat vrees vir die Here is, om dit te dink, om dit te besef. En ek glo, wanneer ons met vrees na die Here toe kom, dan gee dit ons perspektief.
Dit herstel inteendeel ons perspektief. Want die moderne samelewing verloor perspektief veral op 3 areas. Ek glo as ons met vrees na die Here toe kom, en ek sê vir jou wys, ek glo ook dit is wat Hebreërs 12, 28 en 29 vir ons sê, wanneer ons met vrees na die Here toe kom, dan herstel dit ons perspektief oor aanbidding. Hoe aanbidding moet lyk. Wanneer ons met vrees na die Here toe kom, dan herstel dit ons perspektief oor God. En wanneer ons met vrees na die Here toe kom, herstel dit ons perspektief oor onsself. En dis hierdie 3 wat ek net vandag so vinnig wil bespreek. Dit herstel ons perspektief oor aanbidding, dit herstel ons perspektief oor God, en dit herstel ons perspektief oor onsself. Kom ons kyk na die eerste. Die vrees van die Here herstel ons perspektief oor aanbidding. Het ek hom op, daar is hy. En dis hoe hy begin. Hy sê, laat ons op die regte manier God worship. Dis vry vertaal. Laat ons op die regte manier, die skrif sê, daarom laat ons God op 'n welgevallige wyse dien. 'n Welgevallige, regte manier, né? 'n Welgevallige wyse dien, en dien, die woordjie dien, beteken worship. Dit is die diens wat die priesters gewoonlik gelewer het aan God in die tempel. Dis worship. Worship is nie net musiek nie. Worship kan nie net musiek wees nie, want dan is ons in die probleem. Ons is dan in die moeilikheid, want dit beteken ons aanbid God net vir 15 minute in 'n week. Of dalk as jy bietjie op die radio iets luister. Of 'n CD. Ek weet nie. Dit beteken ons is in die probleem. My intree-preek, Romeine 12 vers 1 tot 3, het ons gepraat oor aanbidding, en ons het gesê, aanbidding is meer as net 'n musiek, is meer as net 'n liedjie. Aanbidding is die posisie van die hart, en die wending van die denke teenoor God. Jy kan God aanbid as jy bestuur, en daar's geen musiek wat speel nie. Jy kan God aanbid as jy buite is, en jy wend jouself op, en jy aanskou net sy skepping. Jy kan God aanbid net voor jou bidtyd, jou bedtyd. En jy kan dink aan gedagtes van God, en hom ophef, en jouself tot hom wend. Jy aanbid God as jy met ander mense praat en gesels en jy gee God eer wanneer jy dit doen. Jy aanbid God hoe jy werk. Aanbidding is nie beperk tot musiek nie. Dit mag nie wees nie. En daarom sê Romeine so mooi, laat ons gedagtes vernuwe. Laat ons anders te begin dink oor God. Anders te begin dink. Laat die woord van God in ons inkom, sodat ons die grootheid van God kan waarneem. Aanbidding is die posisie van die hart en die ingesteldheid van die siege teenoor die Here. So nou sê die skrywer, laat ons op die regte manier ons hart en ons gedagtes inrig teenoor God. Op die regte manier worship. Nie net die regte liedjies sing nie, alhoewel liedjies 'n groot deel daarvan is. Maar nie net die regte liedjies nie. En dit is interessant, hy sê, daarom laat ons, ek het daai voegwoord nie daar nie, die skrif sê, daarom laat ons. Daarom. Waarom? Omdat ons 'n koninkryk ontvang het, laat ons God reg aanbid. Omdat ons hierdie koninkryk ontvang het, daarom laat ons God reg aanbid, laat ons God reg worship. Die skrywer roep ons om reg te aanbid. Hoekom? Want ons aanbidding bepaal ons koers. Dit bepaal ons hart. Dit hoe jy gaan aanbid, gaan bepaal wat jy oor God dink. En verlede week het ons gesê, dit wat jy dink oor God, is een van die belangrikste dinge van jou, touser, nê? Hoe jy aanbid, gaan ook vir jou wys waar jou hart is. Wat sê Jesus? Hy sê, Jesus sê, hierdie mense eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. Is dit aanbidding? Nee. Jy sê, ons leef in 'n tyd, waar daar binne kerke gevra word, het jy die diens geniet? Was die worship vir jou lekker? Het die preek jou geïnspireer? En dan kry jy ouens wat bons van kerk tot kerk en sê, ek hou nie van daai worship nie, ek hou nie van daai worship nie, ek hou nie van daai worship nie. Of die drom was dalk net bietjie te hard, of die dromme was dalk te sag. Vriende, laat ons mekaar gou herinner, dat worship is nie vir my of vir jou nie. Dis nie die vraag wat ons mag vra nie. Worship is vir die Here. So die vraag wat ons vra wanneer ons saamkom en ons sing saam, is nie het dit my behaag nie, maar het dit God behaag. En as ons sê God kyk na die hart, gaan dit dan meer oor die melodie? Of
of gaan dit oor die ingesteldheid van die Christen se hart in die erediens? Nou ek sê nie daar is iets verkeerd met voorkeure nie, dis reg. Ek glo, is reg, 'n ou kan voorkeure hê, jy hou van orgelmusiek, hierdie ou van dromme, hierdie ou van akoesties, dis reg. Maar dit beteken nie, as jy nie jou voorkeur kry, dat dit nie aanbidding kan wees nie. Ek sê ook nie dat daar nie verkeerd is as die preek jou inspireer nie, ek glo verseker so. Maar die rede hoekom ons preek is eerstens om die Here die eer te gee. Want ons moet hier wegstap en sê, joh, ek dink anders oor die Here. Ek voel die Here het met my hart gepraat, sodat ek werklik tot hom kan nader. Nee, ek voel so great, ek voel nou weer reg vir die lewe, ek is 'n fantastiese Christen nie. Prediking, aanbidding, is om die Here te behaag. En dis hoekom Paulus ook skryf, alles wat jy doen, of jy eet, sit, staan of slaap, doen alles tot eer van die Here. Ware aanbidding word nie bepaal deur wat my laat goed voel nie, ware aanbidding word bepaal deur wat vir God welbehaaglik is, wat hy goedkeur. En dit is hoekom die skrywer sê, laat ons God op die regte manier aanbid. Laat ons God met die regte hart aanbid. Laat ons God met die regte ingesteldheid aanbid. Laat ons denke en ons hart so herposisioneer, sodat dit aanneemlik is vir God. Nee, nie laat ons die akoestiese gitaar aan 'n noot laat speel, sodat dit aanneemlik is vir God nie. Inteendeel, ek dink die musiek in die hemel is by verre beter as die musiek hier op aarde. As hy goeie musiek gesoek het, dink ek nie hy sou na ons gekyk het nie. Nie dat julle slegte werk doen nie. Want dan beledig ek myself. Ek is deel van dit. Die Here praat oor die ingesteldheid. 'n Gesonde vrees, hoe groter jy dink van die Here. Die groot gedagtes wat jy het van die Here. Verbeel ons kom met daai idee en ons sing 'n lied. Ons sing. Dadelik skuif die melodie op die agtergrond en God op die voorgrond. Dis 'n ingesteldheid. En daarom sê die skrywer dit, laat ons op die regte manier worship. En hy los ons nie daar nie. Hy sê, wat is die regte manier? Met eerbied en ontzag. Die Engels praat van reverence and awe. Die vrees van die Here verander nie of ek aanbid nie. Die vrees van die Here verander hoe ek aanbid. Hoe moet ek aanbid? Eerbiedig. Ek sal nou praat van eerbiedig beteken om eer te bied aan God, om jouself minder te maak en hom groot te maak. Dis die derde perspektief oor jouself. Ek sal nou oor daai woordjie praat. Maar met ontzag. Eerbied en ontzag, vrees, groot gedagtes van die Here. Ek kom om God te loof en te prys en te aanbid, nie net in die kerk nie, maar in my daaglikse lewenswandel. En hoe doen ek dit? Groot gedagtes van God. Ek herposisioneer my hart. Ek herposisioneer hom. En ek dink persoonlik dat moeilike tye is vir ons die ideale geleentheid om vir ons te kom wys wat ons dink van God. As jy uitgedaag is, as dit moeilik gaan by die werk, as dit moeilik gaan by die huis, is dit 'n geleentheid om te sê, maar kom ek herposisioneer my hart, en ek herposisioneer my denke, om te besef wie is hierdie God, wie ek aanbid. Groter is my probleem? Verseker. En dit is aanbidding. Want aanbidding hef hom op. So vrees vir die Here, groot gedagtes vir die Here, verander ons perspektief oor aanbidding. Die tweede een, die vrees vir die Here herstel ons perspektief oor God. Dit herstel ons perspektief oor God. Dis hoekom die skrywer afsluit in vers 29, want ons God is 'n verterende vuur. Laat ons God worship met eerbied en ontzag, want ons God is 'n verterende vuur. So hy gee vir jou 'n rede, hoekom jy hom reg moet worship. Dis wat die skrywer sê. Hoekom moet jy God reg worship? Want hy is 'n verterende vuur. So moet ek hom reg worship, want hy gaan my verteer? Nee, hy probeer vir jou wys, dat jy nie meer by Sinaï is nie, maar jy is nou by Sion, maar die God van Sinaï is nog steeds die God by Sion. God se wese het nie verander nie, sy karakter het nie verander nie, ons posisie het verander. Hy is nog steeds 'n verterende vuur. Hy staaf sy argument, dat ons nog steeds hoog moet dink van God, en omdat ons hoog moet dink van God, dit is hoekom ek groot gedagtes van hom kan dink. En hy haal eintlik uit Deuteronomium 4:24, hierdie spesifieke vers, want God is 'n verterende vuur,
haal hy uit Deuteronomium 4:24 uit. Hy doen dit intentioneel. Wat staan, want God, die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. 'n Jaloerse God. Hy is 'n jaloerse God in die opsig dat hy deel nie sy glorie nie. Moses waarsku die Israeliete dat hulle nie ander afgode moet dien nie, omdat God nie sy eer wil deel nie. Hy alleen soek die eer, hy alleen is waardig in elk geval om geëer te word, want hy alleen is heilig. Hy alleen is God. En dit is hoekom vir God so gruwel was, toe Moses die berg opgegaan het en hy die 10 gebooie gaan kry, toe bou hierdie Israeliete 'n goue kalf. En weet jy wat het God gesê vir Moses? Hy het gesê, gaan af, want kyk, gaan doen jou mense, gaan kyk wat doen hulle. En toe sê God verder, ek gaan hulle nou uitvee. Ek gaan hulle almal doodmaak. Ek gaan hulle vernietig. En toe sê Moses, okay, wag net 'n bietjie. U het hulle gered, nie om hulle te vernietig nie. Want u redding getuig van u glorie. En toe sê God, goed Moses, ek sal genadig wees. En hy's genadig. Hy geduld, hy verdra nie. Hy verdra nie afgoderry nie. Hy verdra dit nie. Ek wonder baie keer hoe ver ons afgoderry verdra. Hy verdra nie 'n afgoderry nie, en daarom verdra hy ook nie 'n verdeelde hart nie. Want 'n verdeelde hart is afgoderry. Dis presies wat dit is. Dis hoekom Jesus sê, jy kan nie 2 meesters dien, God en Mammon nie. Kies net een. Jy kan nie God en Mammon dien nie, want dit is 'n verdeelde hart. Want God sê, jou hele hart, en nie 'n gedeelte nie. Jou hele hart. Hoe verdeel jy in elk geval jou hart tussen 2 meesters? En dis presies die argument wat Christus maak. God alleen is waardig, God alleen is waardig vir sy glorie, want hy is die enigste wat dit verdien. En ek glo ook, dit is 'n groot rede hoekom ons reg kyk na God. En dis hoekom ek God nader met absolute respek. En dis hoekom ek God nie net bloot sien as my oupa nie. Maar hy is my Vader. Maar hy is ook my verlosser. Maar hy is ook heilig. En hy durf en verdra ook nie afgoderry nie. Predikers praat graag oor die liefde. Ek hoor dit, ja. Gewoonlik as 'n oue, miskien moet ek dit sê nie, predikers praat graag oor God se liefde. En dis reg, want dit is 'n groot liefde. Predikers praat graag oor God se genade. Dis ook reg, want dit is groot genade. Genade onbeskryflik groot. Maar wanneer dit by God se heiligheid kom, is dit asof dit is 'n taboe onderwerp raak. Iets wat al vermy moet word. Iets wat predikers verloor. En as jy God se heiligheid verloor jy eintlik die wonder van God. Want sy heiligheid maak hom suiwer. Dit is juist wat hom uitsonder bo al die ander afgode. Maak God wie God is. Ja, liefde, ja, genade, verseker. Maar ook sy heiligheid. Suiwer. Want hoe kleiner God word, hoe goedkoper word die kruis. Maar hoe groter God word, hoe kosbaarder word Christus. En ek glo predikers is in 'n gevaar van valse leer. Die valse leer wat hulle leer, is nie goed wat hulle sê nie, dis goed waaroor hulle stil bly. Dis goed waaroor hulle stil bly. Dit gaan nie oor dit wat hulle sê nie, dit wat hulle sê is reg, maar dit wat hulle vermy is verkeerd. Luister wat sê Eksodus 20:20. Nadat die volk gebewe het by Sinaï. Nou bewe hulle, nee. Die volk is aan die bewe, letterlik, veg en vlug. Hulle wil nie meer hê God moet praat nie. Hulle sê vir Moses, sê vir God, bly stil. En hoor wat sê Eksodus 20:20. Moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets, sodat die vrees vir hom voor julle oë kan wees, en dat julle nie sondig nie. Nou dit klink dubbelsinnig. Hy sê, moenie bang wees nie, sodat jy kan bang wees. Moenie vrees nie, want God het gekom om jou te toets, sodat die vrees voor jou oë kan wees. Moenie bang wees nie julle, maar wees bang. Ek dink, as dit verwarring was onder die volk, was dit seker daai dag. Maar dis presies wat God hierso probeer uitbeeld vir sy volk. Hy sê, moenie bang wees nie, want ek gaan julle nie vernietig nie, maar moenie vergeet wie ek is nie. Moenie bang wees nie, want jy kan in my teenwoordigheid staan,
maar moenie durf vergeet wie ek is nie. Want die vrees van die Here moet voor julle oë wees, sodat julle nie sondig nie. As ons heilig dink van God, groot dink van God, gaan sonde begin ernstig raak in ons lewens. Dis die spanning. Die evangelie verwyder nie die vrees van die Here nie. Die evangelie plaas dit op sy regte plek. Ons vrees God nie omdat ons bang is, hy gaan ons verwerp nie. Ons vrees God omdat ons hom nou reg ken. Ons ken hom reg. Ons sien hom. En daarom glo ek, as ons 'n gesonde vrees het, dan begin ons God reg sien. Ons nader hom natuurlik met vrymoedigheid, maar met absolute respek. En dan begin ander goed in ons lewe in plek val. En ons grootste behoefte is nie 'n groter selfbeeld nie. Ek gaan nie hier voor staan en sê, jy kan, dis jou beste jy vandag. Nee, 7 beste reëls vir jouself, om jouself te kan gaan uitleef, jy gaan dan 'n goeie Christen wees. Nee, ons kort nie 'n beter selfbeeld nie, ons kort 'n beter godsbeeld. Want as daar gesonde vrees is, spoel dit oor na ons selfbeeld. Dit spoel oor na ons monde, ons hande, ons woorde, ons denke. En baie mense, dan kom hulle by vrae soos, maar dis 'n groot en 'n heilige God en hy's goed, maar hoe kan 'n goeie God slegte goed toelaat op aarde? En dan sukkel hulle om dit te versoen of om dit te verstaan, en dan eintlik wat hulle doen, dan ignoreer hulle die wese van God. Hulle ignoreer sy heiligheid, sy uitgesonderdheid. Net omdat ek iets nie verstaan nie, beteken nie moet ek dit ignoreer nie. En inteendeel, die skrif sê vir my, ek gaan in elk geval nie alles verstaan nie. En daar is antwoorde vir dit. Maar ons durf nie vergeet van hoe goed en hoe groot en hoe heilig hy is nie. Ten spyte van wat om my aangaan. Wanneer God weer groot word in my lewe, word sonde ernstig. En genade word weer kosbaar. En Christus word weer onmisbaar. En aanbidding word weer heilig. Sien jy hoe die vrees van die Here perspektief herstel teenoor God? Derde een. Gesonde vrees herstel perspektief oor aanbidding, gesonde vrees herstel perspektief teenoor God. Gesonde vrees, wat ek glo die skrywer sê, herstel ons perspektief oor onsself. Herstel ons perspektief oor onsself. En dit is nie lekker nie. Want dit baie keer beteken dat ons moet afklim van 'n troon af. En dit is moeilik. Wanneer 'n mens God reg sien, dan kan jy nie anders as om jouself reg te sien nie. En dit is wat hy gesê het, met eerbiedige ontzag. Kyk of ek hom hier het. Ek het hom nie. Met eerbied. Laat ons God worship met eerbied. Dis daai woord wat ek gesê het, ek gaan later bespreek. Wanneer 'n mens God reg sien, begin ons onsself reg sien. Die 2020 praat van eerbiedige onderworpenheid. Met eer en om jouself te onderwerp. Jy sien God met eer, jy sien hom hoog, maar terselfdertyd val jy plat op jou gesig. En dit is eintlik wat ons sien reg deur die Bybel, nee, dit is opvallend. Elke keer wanneer iemand God sien, wat gebeur? Hulle val. Hulle val op hulle gesig. Dink aan Jesaja. Jesaja word weggevoer en hy sien die glorie van die Here. En sy eerste woorde wat hy sê nadat hy God sien en sy glorie en sy heiligheid en sy kleed wat die kamers vol maak, al wat hy sê is, wee my, want ek is verlore. Is asof hy dink, dis amazing, maar ek dink ek is nou op die verkeerde plek. Dink aan Job. Alles word van Job ontneem. Alles. En hy is in 'n moeilike stryd. En nou begin hy vra, en sy vriende vra, en hulle probeer antwoord. Hoekom het dit met jou gebeur, Job? Want jy dalk sonde. Nee, Job, want dalk dit, Job, dalk dit. En Job weet nie meer nie, en Job worstel, naderhand begin Job God vra. En hy vra die Here, hoekom het dit met my gebeur? Wat het ek gedoen om dit te verdien? En hy vra dat die Here hom moet antwoord, en die Here gee hom uiteindelik 'n antwoord, en die antwoord wat die Here vir Job gee, is nie 'n antwoord wat Job wil hê nie. Die Here antwoord Job deur om sy glorie bekend te maak. Wat dit sê? God sê vir Job, waar was jy toe ek die aardse fundament gelê het? Praat jy as jy dink jy weet so baie? Dis wat hy sê. Kom Job, praat. Job, het jy al ooit die oggend beveel om aan te breek? Het jy al ooit 'n dagbreek gewys waar sy plek is? Job, kan jy die weerligstrale uitstuur sodat hulle uittrek?
En sê daai weerligstrale vir jou, hier is ons. En so gaan hy aan. Wie die seekoei gemaak, of die behemoth, hang of nou wat se vertaling. En God hou net aan praat oor sy skepping, en sy glorie, en sy almag, en hoe meer God praat, hoe kleiner word Job, en toe reageer Job, en hoor wat sê Job, daarom herroep ek my woorde, en ek het berou in stof en as. Job is terug op sy plek, al verstaan hy nie hoekom wat gebeur het nie. Petrus sien die heerlikheid van Christus en hy val neer voor Christus en hy sê vir Christus, gaan weg van my af, ek is 'n sondige mens. Johannes op Patmos sien die verheerlikte Christus en hy skryf in Openbaring, toe ek hom, Jesus sien, het ek soos 'n dooie aan sy voete neergeval. Dit sit ons terug in perspektief. Nou, ek wil net vir jou wys, dat ek glo dat die lig van God, die heiligheid van God, God se wese, wys die ware toestand van mense aan. Dit wys vir ons eintlik waar ons is. Maar hierdie vrees is nie om jou mismoedig te maak nie. Is nie om te sê, maar nou moet ek heeltyd met my kop afsak in skaamte. Nee, verseker nie. Hierdie vrees, ek dink, vernietig hoogmoed. En dit moet hoogmoed vernietig. Want hoogmoed bring ons nie na die Here nie. Nederigheid doen. Dit breek hierdie selfgesentreerdheid af van hoe belangrik ek dink ek is. En wat God vir my alles moet doen. En wat hy vir my skuld. Dit leer my dat ek nie die middelpunt van die heelal is nie, maar dat God is. Maar die doel van hierdie vrees, soos ek sê, moet jou nie in wanhoop los nie. Dit moet jou nie mismoedig maak nie. En dit moet jou ook nie skuldig laat voel nie. Dit dryf jou juis na Jesus toe. En sê, joh, Here, jy is so groot. Daai blessed confusion. Joh, Here, ek besef wie ek is. Maar joh, vir my wat hier onder is, en vir u wat daar bo is, om u seun te stuur, vrywillig, dryf my na Christus toe. Ek wil by hom uitkom. En is vir my 'n voorreg, want ek kan by hom uitkom. Want hy het vir my 'n weg gebaan na hom toe. En dit los my in verwondering. Dit los my in aanbidding. Waarom dryf die vrees ons nooit weg van God af nie? Dit dryf ons na Christus toe. En dit leer ons om in Gods vertroue te leef. Nederigheid, afhanklik en gehoorsaam. Kom ek maak klaar. Waarom het die gelowige vrees vir die Here nodig? Nie omdat God wil hê ons moet in angs lewe nie. Nie omdat God wil hê jy moet heeltyd bewe nie. Inteendeel, God soek verhouding. En hy soek nie 'n vreesagtige verhouding waar jy net heeltyd bewe nie. Maar hy soek die verhouding nooit ten koste van sy glorie nie. Verhouding is nooit ten koste van God se glorie nie. Daarom hierdie vrees vat ons juis na die glorie toe in verhouding. En dit sit ons hele lewe in regte perspektief. Dit sit jou probleme in regte perspektief, dit sit jou gedagtes oor jouself in regte perspektief, dit sit God in regte perspektief, en dit sit jou aanbidding in regte perspektief. Dit herstel ons aanbidding, dit herstel ons siening oor God, en dit herstel ons siening oor onsself. Dit help ons om van die troon af te klim, dit help ons om op ons knieë neer te buig, en dit help ons om nie net vir onsself te lewe nie, maar om werklik vir God te lewe. En dis vir my die wonder van die evangelie. Is dat die vrees van die Here is nie die vyand van die Christen nie. Hierdie gesonde vrees is ook nie die vyand van genade nie. Hierdie gesonde vrees dryf my na hom toe. Dit sit God op sy troon, dit hou my op my knieë, en dit sit aanbidding op sy regte plek. Mag die vrees vir die Here nie vir jou 'n las wees nie, maar mag dit 'n gepaste reaksie wees, omdat jy 'n koninkryk ontvang het, wat nie wankel nie, en omdat daar 'n middelaar is, wat vrywillig gesterf het. Mag hierdie vrees ons lewens in perspektief kom sit. Kom ons bid saam. Ons Here Vader, dankie dat ons vandag kan sien dat ons 'n gesonde vrees vir U moet kweek. Ons wil groot gedagtes van U dink. Ons wil in verwondering van U leef. Ons wil meer van U dink, Vader. En ons sê dit, meer van U, minder van ons. Maar tog sukkel ons om onsself uit die pad uit te ry. Mag ons U verheerlik, o groot, heilige, almagtige God.
mag die glorie skyn. Mag dit in my hart inskyn. Mag die grootheid oor my lippe geuiter word. Mag ek iets besef van die kruis, van die prys daarvan, die grootheid daarvan, maar ook die ontferming daarvan. En mag dit ons dryf na U toe. In Jesus naam. Amen. Vriende, omdat jy 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, omdat Christus jou middelaar is, en omdat dit vir jou geskenk was, laat ons dankbaar wees, en laat ons God aanbid wat vir hom eer bring, en laat ons hom bid met hierdie groot gedagtes, met vrees in ons harte, want ons God is steeds 'n verterende vuur. Gaan in die liefde van die Vader, en die genade van ons Here Jesus, en die krag van sy Gees. Amen.